Hartlike goeiemôre ook aan elkeen wat elektronies nou by ons erediens aansluit. Mag ons saam ook God se teenwoordigheid by ons ervaar en beleef. Mag ons sy seën ook ervaar. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, voor U kom ons, U kinders staan, U te loof en te prys en te aanbid en te eer. Ons wil U naam groot maak en U verheerlik. Nie alleen omdat U die skepper is van hemel en aarde nie, maar ook omdat U ons Vader is wat ons liefhet en ons versorg. Ons aanbid U omdat U die groot koning is wat heers oor alles wat U gemaak het. Omdat U 'n wonderlike plan en 'n skepping en 'n doel het met die skepping. Omdat U op pad is met elkeen van ons. En al verstaan ons nie altyd hoe U weë werk nie, al het ons nie altyd insig in U grootheid en in U majesteit en heerlikheid nie, weet ons dat U altyd by ons is. Dat U ons nooit in die steek sal laat nie. Dat U ons nooit, wanneer ons op U vertrou, sal teleurstel nie. Dankie dat U getrou en onveranderlik is. Dat U in U grootheid en heerlikheid gesorg het dat Christus vir ons die verlosser kan wees. En dankie dat ons U kan eer en prys en verheerlik, omdat U ons seën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Omdat U ons verlos het uit genade en ons aangeneem het as U kinders, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ons kom bid vanoggend, Vader, dat U weer deur die woord en Gees vir ons sal lei in U waarheid, en dat U vir ons 'n boodskap sal gee, dat ons U stem helder en duidelik sal kan hoor, en dat U ons ook sal motiveer om gehoorsaam te doen wat U van ons verlang. Ons bid dit in Jesus se naam alleen, met dankbaarheid omdat U ons gebede altyd verhoor. Amen. Maatjies, julle sal bly wees om te weet dat ek vanoggend weer vir Rex saam met my gebring het. Hy is ons 'n Tyrannosaurus Rex, en gelukkig het hy vir ons 'n dwergsiekte, so hy gaan nie groter word as wat hy nou is. Jy hoef nie vir hom bang en bekommerd te wees nie. Goeiemôre Rex, hoe gaan dit? Hallo julle. Nou, hoe klink jy dan nou vanoggend so te neergedruk, so down in the dumps? Wat is fout, jong? Ag, ek het gekyk na daardie rolprent Jurassic World. Nou, hoekom het dit jy nou laat te neergedruk voel? Ek het gesien daardie dinosourusse is wreedaardig en hulle vreet sommer enige iets op. Ja, nee, dit is nogal vreesaanjaend, maar dis gelukkig net fiksie. Wat is fiksie? Fiksie is mos iets wat nie regtig is nie, dis maar net 'n storie, dis maar net 'n verhaal, dis maar net 'n uitbeelding van mense se verbeelding. Dit kan dalk wees min of meer hoe dit jare en jare gelede gewees het, maar jy is mos baie intelligent en jy vra altyd intelligente vrae, en daarom is jy 'n bietjie meer beskaafd as wat baie van daardie dinosourusse heel waarskynlik was. Ja, dis waar, ek hou van vra, maar ek is ook ontstel. Hoekom? Omdat ek nie kan groter word nie. Ek wil ook graag groei en een van daai groot dinosourusse wees. Ja, nee, ek kan dit nou nogal verstaan. Partykeer gebeur dit in 'n mens se lewe dat dinge nie uitwerk soos jy dit graag wil hê en soos wat jy verwag het dit moet wees nie. En partykeer is jy anders as ander mense en dan dink jy maar daar's iets fout met jou, maar partykeer is daar ook 'n doel en 'n rede daarmee, eintlik altyd.
maar miskien kan jy op 'n ander manier groei as om liggaamlik te groei. Hoe kan 'n mens anders groei as liggaamlik groei? Dis 'n goeie vraag en ons gaan vanoggend bietjie daaroor gesels. So kom sit jy hier agter en dan luister jy mooi saam met al jou maatjies en dan gaan ons 'n bietjie oor groei praat ook vandag. Geliefdes, ons het so rukkie terug begin met 'n tema sukses, voorspoed en rykdom. En ons het gehoor dat dit dinge is wat nie net 'n materiële en 'n aardse waarde en betekenis het nie, en ons moenie net daaroor dink en daaraan fokus nie. Daar het ook 'n geestelike betekenis wat verbonde is aan hierdie betekenisse, en dat 'n mens ook werklik geestelik suksesvol rykdom en voorspoed kan geniet, en dat dit is waarop ons moet fokus en konsentreer. En ons het gehoor dat God uit genade dit vir ons gee, en ons het die vraag gevra, maar hoe moet ons reageer op hierdie verlossing, hierdie rykdom, hierdie sukses, hierdie voorspoed, waarmee God ons so ryklik uit genade seën. En ons het gehoor, ons moet dit doen met dankbaarheid. Dankbaarheid is eintlik die groot antwoord op hierdie vraag. Mens moet met dankbaarheid reageer op God se genade. En toe vra ons maar, wat behels hierdie dankbaarheid en hoe kan ons hierdie dankbaarheid laat sigbaar word in ons lewe? En toe het ons gehoor dat lofprysing die grootste, hoogste vorm van dankbaarheid is, om die Here te loof en te prys en te eer. En saam met lofprysing gaan aanbidding en gebed, waar ons tot God bid en ons sy naam met ons gebede ook groot maak en verheerlik, en ook met ons gebede vir hom dankie sê vir ons verlossing uit genade. En dan is daar ook 'n manier waarop ons dit sigbaar in ons lewe kan wys met ons dade van gehoorsaamheid, wanneer ons doen wat God van ons verlang. En een van daardie dinge wat God van ons verlang, wat ons moet doen, is om kerklik betrokke te wees, kerklik meelewend te wees, om eredienste by te woon, deel te wees van 'n gemeente en saam met 'n gemeente die Here te aanbid en te dien. En toe het ons verder gehoor dat daar ook 'n belangrike deel in elke Christen en gelowige se lewe is wat ons lewe kenmerk, en dit is geloof, hoop en liefde. Dis 3 eienskappe waaroor elke gelowige beskik, en ons moet dit laat groei en laat sterker en laat meer word. En nou vra ons, wat is die volgende manier waarop ons dankbaarheid sigbaar moet laat word, om vir die Here te wys dat ons dankbaar is vir ons verlossing? En dit gaan ons vanoggend nou verder uit Efesiërs lees, en sien dat dit geestelike groei is. Ons gaan lees oor die eenheid van die kerk uit Efesiërs hoofstuk 4. Jy sal sien dat hierdie gedeelte voortbou op die voorafgaande, wat te doen het gehad het met kerklike meelewing, maar ook met geloof, hoop en liefde wat in ons lewe sigbaar en teenwoordig moet wees. Dit bou daarop voort, maar dit gaan nog so 'n trappie verder en gaan in fynere besonderhede daarop in, en dit fokus op geestelike groei. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. So onthou, Paulus skryf hierdie brief vir die gemeente in Efese wat Grieke is, en hy skryf dit uit die tronk. Hy's 'n gevangene omdat hy die Here dien en die evangelie van die Here verkondig het. Hy skryf vir hulle, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. So dit het te doen met die gehoorsaamheid waarvan ons al gereeds ook gehoor het. En dan verder, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Dis 'n aanhaling wat Paulus doen uit Psalm 68 vers 19. En hierdie uitdrukking, hy het opgevaar,
veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Nou as julle dit wil verstaan, moet julle Johannes 6 gaan lees, waar Jesus vertel hoe dat hy van die Vader af gekom het. En toe hy gebore is dit waar sy lewensbestaan begin het. Nie, hy was nog altyd daar. Hy was van ewigheid af daar en hy het van die Vader af gekom. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit om alles met sy teenwoordigheid te vul. Nou, ons het in die eerste hoofstuk ook al gesien hoe dat Paulus gepraat het oor Christus se opstanding uit die dood, sy hemelvaart en dat hy die allerhoogste plek in die heelal ingeneem het. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee. Ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. By alles in die skepping is groei 'n teken en kenmerk van lewe. Iets wat dood is, kan nie groei nie. Nou ons het gehoor dat Rex hartseer is omdat hy nie kan groter word nie. En daar's party mense wat nie baie lank is nie en hulle is hartseer daaroor want hulle sou graag langer wou wees. En dan bereik 'n mens 'n sekere stadium in jou lewe. Ek het op 21 opgehou groei dat 'n mens nie langer word nie. Dan bly jy net so lank as wat jy is. En dan kan 'n mens baie maklik dink, maar ek het nou opgehou groei, nou het ek opgehou lewe as hierdie stelling waar is. Maar wat hierdie stelling vir ons probeer sê is, 'n klip kan nie regtig groei nie. En 'n klip is nie regtig lewendig nie. Groei is 'n teken van lewe. Maar groei het nie net te doen met fisies liggaamlik groter word nie. Groei het ook te doen met wat binne in my gebeur. Behalwe vir my naels en my hare wat nog steeds aanhou groei en wat 'n mens gereeld maar knip en korter hou, netjies hou, vind daar binne in 'n mens se lewe groei plaas. En dis 'n lewenslange groei wat net nooit ophou nie. En dis 'n baie belangrike groei en dit is ook geestelike groei wat ons in gedagte het. Geestelike groei is 'n noodsaaklike teken en kenmerk van 'n mens se geestelike lewe. Jy sal onthou dat Paulus, en ons gaan dit nou saam lees ook, in Efesiërs 2 gepraat het oor geestelik dood wees en oor geestelik lewe. Hy het daar geskryf, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en saam met hom 'n plek in die hemel gegee. So as 'n mens Christus in die geloof aangeneem het, deur God se genade sy verlossing ontvang het, dan begin jy geestelik lewe. En 'n kenmerk van daardie lewe is geestelike groei. Net soos wat geloof, hoop en liefde 'n Christen se lewe kenmerk, so moet geestelike groei dit ook kenmerk. Maar wat presies is geestelike groei? Paulus beskryf dit hier in vers 13. Hy sê, so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis
van die Seun van God, so dit het iets met kennis te doen. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. So dit het ook iets te doen met meer en meer word soos Jesus. Soos wat Piet Smit ook so mooi sing in daardie lied van hom. Verder, wat moet ons doen om geestelik te kan groei? Om so volmaak en so volwasse soos Christus te kan word. Die eerste ding wat Paulus in die gedeelte oor skryf, is ons lewenswandel, die manier waarop ons lewe. Dit moet al hoe meer in ooreenstemming wees met die roeping wat ons van God ontvang het. Vir elke mens wat aan Christus behoort, gee God 'n roeping. En as jy nie weet wat jou roeping is nie, moet jy op jou knieë gaan en vir hom vra, Here, wat is u wil vir my lewe? Wat wil u hê moet ek vir u doen? Want elkeen van ons word geroep om iets spesifieks vir die Here te doen. En hierdie roeping kan 'n langtermyn roeping wees, soos om byvoorbeeld 'n predikant te wees, om 'n onderwyser te wees, wat ook te doen het met jou beroep byvoorbeeld. En wanneer jy jou beroep beoefen, doen jy dit op so 'n wyse dat God daardeur geëer word en sy koninkryk daardeur uitgebrei word, en dis jou roeping. Maar dit kan ook 'n korttermyn roeping wees, waar God jou spesifiek op 'n spesifieke tyd na 'n spesifieke persoon toestuur, om met daardie spesifieke persoon te gaan praat oor sy geestelike lewe of sy verhouding met God of wat dit ook al mag wees. So jy kan ook 'n spesifieke roeping op 'n spesifieke tyd hê, maar ook 'n langtermyn roeping. Maar jou hele lewenswandel moet in ooreenstemming wees met hierdie roeping wat jy van God ontvang het. Een van hierdie roepings wat ons ontvang het, is om gehoorsaam te wees en dankbaar te wees, en dankbaarheid wat ons nou gesien het, hoe dit in ons lewe moet sigbaar word. Die tweede ding wat Paulus sê, ons moet in toeneem en in moet groei, wat in ons lewe al hoe meer sigbaar moet word, is beskeidenheid, vriendelikheid, geduld, verdraagsaamheid en liefde. Nou, beskeidenheid is 'n ander woord vir nederigheid, en Paulus definieer dit in die Efesiër brief ook 'n bietjie verder, dan sal ons dit sien wanneer hy sê, elkeen moenie van homself meer dink as wat hy behoort te dink. So nederigheid is nie minderwaardigheid, maar dis ook nie hoogmoedigheid. So jy moet nie te min van jouself dink nie, jy moet ook nie te veel van jouself dink nie. Beskeidenheid het te doen met die manier waarop ek my afhanklikheid van God besef en weet hoe klein ek eintlik is in verhouding met hom. En waar ek nie dink dat ek beter is as ander mense, om watter rede ook al. Nou, Christene kan baie maklik dink hulle is beter as mense wat nie Christene is nie. Hulle kan baie maklik dink, ons is kinders van God, ons is prinse en prinsesse, ons het die ewige lewe, hulle is 'n slegte klomp, hulle doen net sonde, ons is beter as hulle. Dis nie 'n Christelike houding nie. Dis ook nie die houding wat Christus gehad het nie. Hy het 'n beskeie houding gehad. Hy het selfs na die mense toe gegaan wat die skrifgeleerdes van sy tyd uitgewerp het, soos die tollenaars en die sondaars en selfs prostituie, wat hy gehelp het om in hom te glo en om gered te word. Maar hy het dit alles gedoen altyd met beskeidenheid en met nederigheid. Vriendelikheid is ook 'n baie belangrike kenmerk wat ons moet nastreef en waarin ons al hoe meer moet toeneem wanneer ons wil geestelik groei. En partykeer voel 'n mens nie baie vriendelik nie. Jy staan met die verkeerde voet uit die bed uit op en alles loop net vir jou verkeerd. En dan moet jy nou nog gaan na een of ander plek toe waar daar swak dienslewering is,
oorswak dienslewering wat jy ontvang het partykeer, en dan moet jy dit probeer uitsorteer, en die mense wil nie jou help nie, en wil nie na jou luister nie, en hulle is onwillig, onbevoeg, en onbekwaam, en jy word net al hoe meer warm onder die kraag. En soos in daardie cartoons van Walt Disney begin die stoom naderhand uit jou ore uittrek, en die rooi meter styg al hoe meer, en jy trek net amps. En dan is dit moeilik om vriendelik te wees. Maar wanneer 'n mens geestelik groei, dan groei jy ook in vriendelikheid, sodat jy ten spyte van sulke moeilike, uitdagende omstandighede nog steeds beskeie en vriendelik kan wees. Dis nogal 'n uitdaging. Want dit gaan gepaard ook met geduld, nie waar? Hoe meer ek geduldig is, hoe makliker is dit ook vir my om vriendelik te wees in sulke moeilike omstandighede. En ook om verdraagsaam te wees met mense se onwilligheid, onbevoegdheid en onbekwaamheid. En sonde. En ander oortredinge en dinge wat hulle doen. En dit alles omdat ek in liefde lewe, in Christus se liefde lewe. Verdraagsaamheid beteken nie goedkeuring nie. En dis baie belangrik om die onderskeid tussen die twee begrippe vir jouself baie duidelik uit te klaar. Verdraagsaamheid is nie goedkeuring nie. Goedkeuring beteken ek keur goed wat ander mense doen. So as ander mense dan nou onwillig, onbevoeg en onbekwaam en vol sonde is en my nie wil help nie en allerhande oortredinge begaan en vol bedrog en korrupsie en allerhande ander dinge is, dan beteken dit nie ek moet dit goedkeur nie, want dit is alles verkeerde dinge. Ek hoef nie die verkeerde goed te keur nie. Maar teenoor daardie persoon wat al hierdie verkeerde goed doen wat ek nie goedkeur nie, moet ek nog verdraagsaam, geduldig, vriendelik, liefdevol en beskeie wees. En dis nie maklik nie. Jy kry dit net reg wanneer jy geestelik genoeg gegroei het om by daardie punt te kan uitkom. En nou kan jy sien hoe belangrik is geestelike groei. Want geestelike groei is 'n belangrike onderdeel en 'n onderbou vir hierdie uitdaging. Hoe sterker ek geestelik gegroei het en hoe meer ek geword het so volwasse en volmaak soos Christus, hoe makliker kry ek hierdie goed wat so moeilik is reg. Wat moet ons doen om geestelik te kan groei? In die derde plek, ons moet vredelewend en eensgesind wees. Nou, dit het hoofsaaklik te doen met dit wat in die gemeente ook gebeur en in die onderlinge verhoudings van die gemeentelede teenoor mekaar, maar ook teenoor die mense wat buite die gemeente staan. Ons moet in vrede met mekaar kan lewe. Paulus skryf ook in Romeine dat sover dit van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Streef daarna om eerder vrede te maak as om rusie te maak. En hoe meer jy geestelik groei, hoe meer vredelewend gaan jy ook wees. En vredelewendheid en eensgesindheid loop hand in hand aan mekaar. Die teenoorgestelde van eensgesindheid is verskeurdheid. Dis wanneer ek heeltyd loop en twis en rusie maak en moeilikheid maak en kla oor alles, moan en groan en ek vind fout met alles, ek kritiseer alles en ek is al ewig op die oorlogspad. Dan veroorsaak ek nie eensgesindheid nie, maar skeiding en skeuring. En dan is ek nie vredelewend nie. Wanneer ek geestelik groei, dan spits ek my daarop toe, vredelewend en eensgesind te wees. In die vierde plek praat Paulus oor die genadegawes wat ons van die Heilige Gees ontvang het. Jy sal onthou in die eerste hoofstuk, in sy eerste gebed het ons gelees hoe dat hy ons seën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Wonderlik, die genadegawes wat hy vir ons gee. Ons moet dit benut en daar's 'n spesifieke rede hoekom ons dit kry. Dit is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. Die liggaam van Christus is
is 'n model en 'n beeld en 'n woord wat eintlik verwys na die kerk. En so baie mense dink vandag, jy het nie nodig om deel te wees van die kerk of om kerk te gaan nie. Jy kan by die huis ook, kan jy kerk hou, jy kan dalk Bybelstudie doen, maar die Here sê mos in sy woord, waar 2 of 3 in sy naam saamkom, daar is hy in hulle midde teenwoordig. Maar as jy so van die huis af kerk, dan bou jy nie die liggaam van Christus op nie. Dan vervul jy nie jou rol en jou funksie en jou doel nie. Dan gebruik jy nie die genadegawes wat God jou gegee het, juis om dit reg te kry nie. En die genadegawes wat Paulus in hierdie gedeelte noem, verskil van die genadegawes waarvan hy in Romeine 12 tot 14 byvoorbeeld praat. Waar praat hy oor byvoorbeeld die gawe om te kan profeteer, die gawe om lief te hê, die gawe van onderskeiding, die gawe van dienslewering, die gawe om in tale te kan praat. Hier praat hy oor ampte. Hy praat oor apostels, en hy praat oor profete, en hy praat oor herders, en hy praat oor leraars. En ons sou ook ouderlinge en diakens en predikante en die ampte hoe ons dit dan nou vandag ken, ook daarby kon voeg. Dis alles genadegawes aan die kerk, wat God vir die kerk gee om die kerk as gemeente, as liggaam van Christus op te bou. En Christus die hoof van hierdie liggaam. Dit beteken hy is die leier, hy is die een waaroor alles gaan. En dit is sy leiding wat ons ook volg. Leiding EI gespel, die manier waarop hy ons lei op die regte pad tot die eer van sy naam, soos Psalm 23 sê. En dis wat ons ook moet doen as ons wil geestelik groei. Ons moet ons gawes wat ons ontvang gebruik om mekaar op te bou, vir mekaar tot diens te wees binne in die kerk. Dit vind nie buite die kerk plaas nie. Verder, in die 5de plek, ons moet almal uiteindelik kom tot die eenheid in ons geloof. Ons moet dieselfde glo. En dis waarom die kerk deur die loop van die eeue en veral ook in die tyd van die hervormers die belydenisskrifte geskryf het, 500 jaar gelede. Want die belydenisskrifte het juis gehelp om dit wat ons glo saam te vat, sodat ons kan sê, ja, ons almal saam glo hierdie belydenisskrifte, hierdie geloofsbelydenisse, en so kom ons tot die eenheid in ons geloof, omdat ons dieselfde goed glo. En as jy wil geestelik groei, moet jy ook die Bybel en die belydenisskrifte ken, want dit is wat die inhoud van jou geloof ook bepaal, en wat dit vorm. Verder, wat belangrik is en daarmee saamgaan in die 6de plek, is ons kennis van die Seun van God, wat moet toeneem. As jy wil geestelik groei, moet jy geloof groei, en as jy jou geloof wil laat groei, moet jy jou kennis van God laat groei. Want geloof, sê die Heidelbergse Katekismus, ons belydenisskrifte is kennis en vertroue. Hoe meer ek toeneem in my kennis van God, hoe meer sal ek toeneem in my vertroue in God. En daarom is die eenheid in ons geloof belangrik, en dis afhanklik van ons kennis. So hoe meer ek kerk toe kom en leer, ook by die sondagskool en by die jeugaksies, by die valkies en by die arende, hoe meer ek die Here leer ken, hoe sterker word ek in my geloof, hoe meer groei ek geestelik. 7de plek, ons moet ons nie deur dwaalleraars laat mislei nie. Paulus sê, wanneer jy geestelik volwasse en volmaak soos Christus is, dan is jy nie meer 'n kind in die geloof nie. Dan het jy gegroei, jy het groot geword, en dan is dit nie so maklik vir mense om jou te mislei nie. Want hierdie vorige goed het jy mos nou gedoen. Jy het die regte kennis gekry. Jy het die eenheid in geloof gekry. Jy ken die Bybel, jy ken die belydenisskrifte, en nou kom hierdie dwaalleraars en hulle wil allerlei stories aan jou verkondig en hulle wil jou mislei. Jy gaan nie jou daardeur laat mislei nie, want jy is geestelik volwasse. Jy het die regte inhoud van jou geloof, jy het die regte kennis, en daarom sal dit nie gebeur. In die 8ste plek moet ons in die liefde by die waarheid bly. Nou die waarheid het weer te doen met die inhoud van jou geloof.
dit wat jy glo, wat so belangrik is. En dan moet jy dit in liefde doen. Wanneer iemand dan nou nie in die waarheid bly nie, moet jy hom in beskeidenheid en met liefde help om weer by die waarheid terug te kom. Nie beklei en stry en rusie maak en twis nie. Ons moet in alle opsigte groei na Christus toe, sê hy in vers 15. Dis om meer en meer te word soos Jesus. En dan moet ons funksie in die kerk vervul, sodat die liggaam van Christus homself in liefde kan opbou in vers 16. Elkeen van ons het 'n roeping, en daai roeping is gekoppel aan 'n bepaalde funksie, 'n bepaalde werk, en vir daardie roeping is jy toegerus met bepaalde gawes, genadegawes wat God vir jou gegee het. Hy het jou toegerus vir daardie werk. Hy roep jou nooit vir 'n spesifieke werk sonder om jou daarvoor toe te rus. En dit moet jy dan gebruik sodat die liggaam van Christus homself in liefde kan opbou. Want ons geestelike groei, jou eie persoonlike geestelike groei, is interafhanklik van die geestelike groei wat in die gemeente om jou plaasvind. En dis waarom dit so belangrik is om deel te wees ook van die kerk. Jou geestelike groei en die kerk se geestelike groei is ten nouste aan mekaar verbind. Hoe meer jou mede-lidmate saam met jou geestelik groei, hoe sterker groei jy ook in jou geloof. En hoe nader kom jy daarin om te wees soos wat Jesus was. So, hoe moet ons dus reageer op hierdie verlossing waarmee God ons uit genade red en so ryklik seën deur dankbaar te wees en ons dankbaarheid sigbaar te maak in ons lofprysing, ons gebed, ons gehoorsaamheid, ons kerklike meelewing, ons liefde, geloof en hoop, maar ook met ons geestelike groei. Ek dink ongelukkig word geestelike groei deur baie mense onderskat. Vir baie mense is die dag wat hulle tot bekering gekom het en hulle harte vir die Here gegee het, dis die woorde wat ons baie keer hoor mense gebruik, dis vir hulle die belangrike goed, om 'n Christen te word. Maar om 'n Christen te bly wees en geestelik te groei en jou geloof toe te neem, is vir baie mense nie so belangrik nie. Hulle het mos nou klaar Christene geword en nou gaan sit hulle agteroor passief. Hulle groei nie verder in hulle geloof nie, hulle doen nie Bybelstudie nie, hulle neem nie toe in hulle kennis nie, hulle gaan nie kerk toe meer. Hulle groei nie verder in hulle geloof nie. Hulle geloof word nie al hoe sterker nie. Hulle verwaarloos hulle geestelike groei. En vanoggend wil ek by u kom pleit. Moenie jy geestelike groei verwaarloos nie. Want as jy ophou groei, gaan jy geestelik weer sterf. Jy gaan geestelik weer doodgaan. Jy gaan weer teruggaan na waar jy was voordat Christus jou uit die dood opgewek het en aan jou die nuwe lewe in Christus geskenk het. Jy gaan geestelik sterf. Want iets wat nie groei nie, wat ophou groei, is dood. En dis hoekom dit so belangrik is. Spit jou daarop toe, om aan te hou geestelik groei, en doen hierdie dinge, wat Paulus in hierdie gedeelte skryf. En as jy nou vergeet het wat al die goed is, gaan kyk weer na hierdie video, wat ons nou opgeneem het. Gaan lees weer die gedeelte in jou Bybel. Maak seker dat jy daardie goed wat ons vandag gehoor het in jou lewe inoefen, sodat jy al hoe beter daarmee kan word. Sodat jy al hoe sterker kan word in jou geloof. En jy kan kom by 'n punt waar jy so volmaak en volwasse kan wees soos Christus. En jy saam met Piet Smit kan sing, ek wil so graag meer en meer wees soos Jesus. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Amen. Kom ons bid saam.
Hemelse Vader, baie dankie dat ons die voorreg mag hê om deel te kan wees van die kerk. Dat dit ons ruimte kan wees waarin ons kan geestelik groei, waarin ons kennis van U kan vermeerder en saam kan kom tot die eenheid in ons geloof. Dat dit die ruimte kan wees waar ons in beskeidenheid en met vredelewendheid ons liefde, geloof en hoop kan uitleef. Dat dit ook die ruimte kan wees waar binne ons roeping kan vervul en ons hele lewenswandel in ooreenstemming te kan bring met die roeping wat U vir ons gegee het. Ons loof en prys en dankie vir die genadegawes wat U vir ons gee. Die ampte, maar ook die algemene en die besondere individuele gawes wat U vir ons gee. Help ons, Here, om nie lui te wees daarmee nie, maar om dit fliks te gebruik en ons funksie te vervul, sodat ons mekaar tot diens kan wees, sodat ons die kerk daardeur kan opbou, en sodat die liggaam van Christus tot sy reg kan kom in hierdie wêreld. Here, ek wil bid vir elkeen wat na hierdie boodskap vandag luister. Ek wil vra dat U vir elkeen die genade sal gee om aan te hou om geestelik te groei. Dat hulle nie sal ophou groei en geestelik doodgaan nie, maar dat hulle sal aanhou geestelik lewe en U doel met hulle lewens 'n werklikheid sal maak. Ek wil bid, Here, dat ons meer en meer sal word soos Jesus, sodat ons, wanneer hy weer kom op die wolke om ons te kom haal, reg kan wees. Maar ook sodat ons die moeilike dinge in die lewe, die geduld, die verdraagsaamheid, wanneer dit kom by mense wat onwillig, onbevoeg, onbekwaam, korrup, vol bedrog en korrupsie en moord en roof en diefstal en sonde is, dat ons dit ook sal kan hanteer met vriendelikheid, met beskeidenheid en met liefde. Al is dit ook vir ons hoe moeilik. Vader, ek wil bid vir elkeen wat siek is in die hospitale en ook tuis, vir elkeen wat worstel met kanker. Ek wil bid, Here, vir elkeen wat ander terminale siektes het. Ek wil vra dat die genade vir elkeen genoeg sal wees. En dan in besonder bid ons vir ons bejaardes. Ons dink aan hulle wat al so oud geword het, so diep in die 90 al is. Ons dink aan Tannie Mina Keelder en wat so siek is, en ons dink ook aan Tannie Swannie. Dankie dat dit met haar nog relatief goed kan gaan, al is sy al so ver gevorder in jare. En ons dankie vir elkeen wat hulle ook versorg. Ons dankie vir al die dokters en al die hospitaalpersoneel en die groot werk wat hulle doen. Ons dankie vir al die onderwysers wat ons kinders leer. Ons dankie vir al die predikante en al die ouderling en al die diakens, al die gawes wat U aan die kerk gegee het. Vader, ons bid ook vir die res van die jaar se projekte wat voorlê. En ons vra, Here, dat U dit alles sal seën, en dat U ons gemeente sal seën, en dat daar weer groei ook in ons gemeente sal plaasvind, dat daar weer jong mense en kinders betrokke sal raak by al die gemeentelike aktiwiteite en aksies, en dat daar meer lidmate weer by ons sal inskakel, en dat ons almal saam sal kan geestelik groei, sodat U geëer en verheerlik mag word. Here, ons weet dat dit alleenlike wonderwerk is wat so iets kan laat gebeur. Maar ons weet niks is vir U onmoontlik nie. U is die Here, die Almagtige. Ons loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, ons het vanoggend ons sagte dankoffers, wat beteken dat die koevertjies gekry het by die deure. Jy kan die dankoffers daarin plaas, en dan kan jy, wanneer jy by die deure uitbeweeg, dit dan ook daar vir die diakens in die sakkies gooi, of in die skatkis daar in die voorportaal.
En die van die wat elektronies na ons eredienste kyk en inskakel, die bankbesonderhede is daar, so as u ook vir ons 'n dankoffer wil gee, sal ons dit regtig waardeer, ons het dit regtig nodig, en dit sal baie gaaf wees. Dit is ook 'n baie belangrike manier, en ons gaan nog daaroor praat, waarop ons dankbaarheid teenoor die Here kan bewys. Ons gaan afsluit met ons slotlied, die ene God, ons wil U eer met smeek en dankgebede. U skenk in welbehae, Heer, aan ons U volle vrede.